Vader, dankie dat ons vanoggend net in totale afhanklikheid na U toe kan kom. Dankie dat ons kan weet dat U ons God is. Here, dankie dat ons kan weet dat U met ons praat. Dat U ons onderhou, dat U ons vashou. Dankie dat U ons veilige vesting vanoggend is. Soveel dinge wat raas om ons, wat gebeur, wat aandag soek. Vanoggend kan ons net terugkom na U toe. Op U skoot sit en U liefde ervaar. Heilige Gees, dankie vir U teenwoordigheid vanoggend. Dankie dat U by elkeen van ons is. Here, ons dink aan al hierdie dinge wat om ons aan die gang is. Ons elkeen het ons bekommernisse. Ons elkeen het die dinge wat in ons lewens aangaan en ons weet nie van dit als nie. Maar ons weet saam is ons in U en U is in ons. Ons kom vanoggend as hierdie eenheid na U toe en ons vra dat U ons sal seën, dat U U hand op ons sal hou, dat U ons sal beskerm, dat U ons sal veilig hou. Vader, ons kom so vanoggend na U toe in die naam van die Seun, Here Jesus Christus. Heilige Gees, ons sê vir U dankie vir U teenwoordigheid. Dankie Here dat ons by mekaar kan kom in U naam en dat ons U naam kan groot maak vanoggend. Dat ons aan U alle eer en heerlikheid en mag in hemel en op aarde kan gee. Vader, dankie vir elke plek waar vanoggend by mekaar gekom word en waar U woord verheerlik word, waar U naam opgelig word. Ons kom bid so vir elkeen wat vanoggend opdaag vir 'n goddelike afspraak met U, Here. Here, dat U elkeen van ons sal ontmoet waar ons is, en dat U met elkeen van ons sal praat, Here. Here, dankie dat U ons veilige vesting is. Dankie vir U woord wat waarheid is en U woord wat waarheid word in ons lewens en uit ons lewe uitvloei soos lewendige water. Ek vra dat U woord vir ons sal oopbreek en dat U woord duidelik vir ons sal raak, Here. Elke keer as ons lees, as iets anders wat ons oog tref, wat ons gedagtes aan die gang sit. Ek vra dat U ons sal seën in die woord. Heilige Gees, dat U woord vir ons sal oopbreek. Vader, ons kom so en ons kom bid vir ons land. Ons dra ons land en al hierdie sware negatiewe dinge kom dra ons so aan U op. En ek vra dat U Suid-Afrika sal seën, dat U Suid-Afrika sal laat terugdraai na U toe, dat U dienende en vegtende engele sal uitstuur om verandering te bring, om nuwe lewe te bring, Vader. Ons kom bid vir ons dorp vir nuwe lewe. Ons kom bid vir 'n dorp wat opstaan vir U naam, Here, wat terugdraai na U toe, wat U naam verheerlik en U naam groot maak. Dankie dat ons dit also vir U kan kom gee vanoggend. In Jesus se naam. Amen. Okay, so die vorige keer het ons 'n bietjie stil gestaan by die begrip van geloof en glo. Die basis van ons verhouding met God die Vader. Sonder ons geloof in Christus Jesus kan die brug na God die Vader toe nie herstel word nie. Vandag word baie na geloof verwys as sien is glo, of ons kan dit nie bewys nie, so ons kan dit nie glo nie. Kyk wat sê Jesus vir Thomas. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is dit die wat nie gesien het nie en tog glo. Ons lees dit in Johannes 20 vers 27 tot 29. Vandag kom ons by die volgende gedeelte oor Johannes die Doper. Onthou, deel van die rede hoekom Johannes die evangelie skryf, is omdat hy in Efesus op 'n groep volgelinge van Johannes die Doper afgekom het
en hierdie volgelinge het nog steeds die lering van Johannes die Doper aangehang. Hy is nou besig om te bewys dat Johannes na Jesus verwys het as die Christus, die een wat sou kom, terwyl hy homself op die agtergrond geplaas het. As ons vandag sou vra, na Jesus, wie is die grootste en belangrikste mens wat ooit op aarde gebore was, sou dit 'n uiteenlopende debat tot gevolg gehad het. Sommige van ons sou na politieke leiers gryp, ander sou aan konings en heersers dink. Ander sou weer na die Bybel kyk en dink aan Abraham, die vader van geloof, of Moses, of dalk Dawid. Jesus kom sê egter duidelik wie die grootste is wat gebore is. Lukas 7 vers 28. Ek sê vir julle, onder die mense op aarde is niemand groter gebore wat groter is as Johannes nie, en tog is hy die geringste in die koninkryk van God, groter as hy. Kom ons lees die volgende gedeelte saam, wat strek van Johannes 22 tot 36. In hierdie gedeelte getuig Johannes die Doper oor Jesus. Vers 22. Hierna het Jesus en sy disippels na die platteland van Judea toe gegaan. Hulle het 'n rukkie daar gebly en mense gedoop. Johannes was ook besig om te doop by Enon, naby Salem, waar daar baie water was. Die mense het na hom toe gekom en is deur hom gedoop. Johannes was nog nie in die tronk gesit nie. Daar het toe tussen Johannes se volgelinge en 'n Jood 'n woordewisseling ontstaan oor die reiniging. Hulle het na Johannes toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat oorkant by die Jordaan by u was, van wie u getuig het, hy doop ook, en almal gaan na hom toe. Johannes het hulle geantwoord, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen, as dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, ek is maar net voor hom uitgestuur. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort, maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom, en is baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek ook nou met blydskap vervul. Hy moet meer word en ek minder. Van vers 31 af is dit weer Johannes wat kommentaar lewer op die gedeelte. 31. Hy wat van bo af kom, is bo almal. Hy wat van die aarde is, behoort by die aarde en praat die taal van die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en tog aanvaar niemand sy getuienis nie. Wie sy getuienis aanvaar het, het daardeur bevestig dat God geloofwaardig is. God het hom immers gestuur, en so spreek die woorde van God, want God gee hom sy gees sonder enige beperking. Die Vader het die Seun lief, en het alles in sy hand gegee. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God sal op hom bly. Reg, so ons is hier dit is die laaste keer wat Johannes die Doper oor Jesus getuig in die evangelie van Johannes. Ons het ook sy ander getuienisse gehoor in hoofstuk 1 verse 6, 15, 19, 29 en 36. So Johannes gee vir ons 'n paar keer weer waar Johannes die Doper getuig dat Jesus die Christus is. Net soos met die vorige getuienisse sien ons hier dat Jesus se profetiese en sy messiaanse bediening begin oorneem by Johannes se bediening. Johannes gee dan in effek sy bediening oor aan Jesus. Die hoofstuk en die gedeelte maak klaar by vers 36, maar die getuienis stop by vers 30. Van daar af is dit weer Johannes wat kommentaar lewer op hierdie getuienis. Met dit in die agterkop, kom ons lees weer verse 22 tot 24. Hierna het Jesus en sy disippels na die platteland van Judea toe gegaan. Hulle het 'n rukkie daar gebly en mense gedoop. Johannes was ook besig om te doop by Enon naby Salem, waar daar baie water was. Die mense het na hom toe gekom
en is deur hom gedoop. Johannes was nog nie in die tronk gesit nie. Na Jesus se bediening en sy gesprek met Nikodemus, vat hy sy disippels in Judea se platteland in. Hulle is nou op pad na Galilea toe en hulle gaan deur Samaria beweeg. Kom ons kyk gou wat skryf Johannes in hoofstuk 4. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. In die vertaling wat ons kom dit voor of Jesus mense gedoop het. Die Afrikaanse vertaling het dit so effens aangepas. In hoofstuk 4 sien ons dat dit Jesus se disippels is wat die mense gedoop het. Jesus en sy disippels kom by die volgelinge van Johannes aan. Hulle wou heel waarskynlik aangaan met die doop van die sondebelydenis. En dit is vir Jesus geleentheid om tyd met hulle te spandeer en om hulle te leer. Johannes was op hierdie stadium al klaar besig om in Samaria te doop. Hy word deur die vervolging van Herodes forceer om noord te beweeg en hy gaan tot by Samaria. Ons sien ook hier dat Johannes nog nie in die tronk was nie. Die skrywer gaan nie die episode van die gevangenskap insluit nie en maak net melding hiervan. Ons lees egter van Johannes se gevangenskap deur Herodes in Markus 1 vers 14 en verder in Markus 16, Markus 6 vers 14 tot 29. Johannes is egter nou by hierdie natuurlike fontein in Samaria. Ons lees daar is baie water. Net soos met Jesus se doop, lees ons dat daar baie water is. Dit is nie 'n besprinkelingsdoop nie. Dit is 'n onderdompeling. Hierdie plek was by Enon naby Salem. Dit is oos van Shechem en die berg Gerizim. In vers 25 en 26 kom daar nou konflik oor die doop. Kom ons lees daarvan. Daar het toe tussen Johannes se volgelinge en 'n Jood 'n woordelingwisseling ontstaan oor die reiniging. Hulle het na Johannes toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat oorkant die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u, hy doop ook, en almal gaan na hom toe. Die begin van hierdie konflik is nie noodwendig die doop nie, maar dit gaan oor die reiniging. Nou, hierdie sluit in seremoniële was- en reinigingsrituele en ook die gemeenskap se daaglikse waspraktyke. Ons lees daarvan in Markus 6 vers 1 tot 5. Die Fariseërs en sommige skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het, kom toe by Jesus. Hulle het gesien dat party van sy disippels eet hulle kos met onrein hande. Dit is met hande wat nie gewas is nie. Die Fariseërs en tevens die Jode oor die algemeen eet immers nie as hulle nie eers hulle hande behoorlik gewas het nie. Sou hulle aan die oorgelewerde gebruik van die so hou hulle aan die oorgelewerde gebruik van die voorgeslagte. En wanneer hulle van die dorp afkom, eet hulle nie as hulle nie eers gewas het nie. Daar is ook nog baie ander oorgelewerde gebruike waaraan hulle hou, soos hoe om koppies, bekers, bakke en stoele te was. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes vra hom toe, waarom handel u disippels nie volgens die oorgelewerde gebruike van die geslagte nie en eet hulle met onrein hande? Dit wil lyk of Jesus se disippels van hierdie gebruike deur oorgelewerde geslagte begin neerlê het. Hulle het nie vasgehou aan hierdie gebruike nie en die Fariseërs wat hulle aan daaroor. Hierdie Jood kom nou en sê dat Jesus, wat ook deur Johannes gedoop is en waaroor Johannes getuig het, nou self begin om mense te doop. Wanneer Johannes se disippels by hom kom, bespreek hulle nie die debat wat hulle gehad het nie. Hulle kom vertel net vir hom dat Jesus besig is om ander mense te doop. Hulle beskou Johannes as die rabbi en nie vir Jesus nie. Vir hulle is dit ondenkbaar dat een wat deur Johannes gedoop is, nou ook ander mense begin doop. Die groter skok vir hulle is dat Jesus ook nou meer mense trek as Johannes. Minder mense kom nou na Johannes toe en hulle gaan eerder na Jesus toe. Die doop van Johannes was 'n aksie van 'n seremoniële was.
Dit was 'n aksie wat 'n nie-Jood moes deurgaan om 'n Jood te word. Dit is 'n aksie wat 'n nie-Jood moes deurgaan om deel van God se volk te word. Met ander woorde, dit was die manier vir 'n heiden om deel van God se volk te word. En Johannes het gesê, hierdie volk van God het so ver van God af beweeg, dat hulle deur dieselfde doop moes gaan. Hier is nou spanning tussen Johannes se disippels en die Jood, oor wie nou eintlik reg is om die seremoniële was te doen. Moet dit Johannes wees, of moet dit Jesus wees? Nêrens in die evangelie sien ons enige spanning tussen Jesus en Johannes nie. Daar is wel spanning tussen die disippels. Hulle verwys na Jesus as die een waaroor Johannes getuig het, en nie na Jesus as die Messias nie. In vers 27 tot 30 kry ons Johannes se antwoord hierop. Johannes het hulle geantwoord, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, ek is maar net voor hom uitgestuur. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort, maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom, en is baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. Hy moet meer word en ek minder. Johannes is aan die woord deur die pen van Johannes die apostel. Johannes brei nou uit op wat hy in die eerste hoofstuk gesê het oor Jesus. Hy begin met 'n algemene waarheid wat vandag nog vas staan. Iemand kan net ontvang en kan net die bevoegdheid hê van dit wat uit die hemel aan hom gegee is. Hy gebruik dit dan om die verskil tussen sy Godgegewe bediening en die bediening van Jesus te verduidelik. Elkeen het die roeping wat van toepassing is op sy lewe. In dit was Johannes tevrede en vol vreugde dat hy die pad vir Christus kon voorberei het. Meer as dit, hy wil ook hê dat sy disippels vol vreugde moet wees, omdat hulle die geleentheid het om deel te wees van die bediening wat die pad vir die Christus voorberei. Hierdie geld vandag nog. God gee aan ons 'n lewe en 'n roeping. Is ons tevrede met hierdie lewe en die roeping op ons lewe? Leef ons lewe en roeping in oorgawe? En is ons getrou aan hierdie roeping op ons lewe? In vers 28 herinner Johannes hulle dat dit wat nou gebeur nie iets niets is nie. Dit is iets waaroor hy reeds tevore getuig het. Johannes 1 vers 19 tot 20. Hy wat Johannes is nie die Christus nie. Hy is net voor die Christus uitgestuur. Die Jode het die priesters en die leviete van Jerusalem af na Johannes toe gestuur om hom te vra, wie is jy? Toe het hy hierdie getuienis afgelê en dit duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar, ek is nie die Christus nie. Johannes het toe reeds duidelik gestel dat hy net die een is wat voor Christus uitgestuur is. In vers 23, hy antwoord toe, ek is die een wat in die woestyn roep, maak die pad vir die Here reguit. Dit is soos die profeet Jesaja gesê het. Het is baie duidelik dat Johannes geweet het dat sy bediening tot 'n einde sou kom. Dat hy net die pad vir die Christus moes voorberei. In vers 29 verduidelik hy dit vir sy disippels met 'n voorbeeld. Hy kon heel waarskynlik sien dat hulle nie heeltemal verstaan en tevrede is met wat aan die gang is nie. Hy gebruik die storie en die voorbeeld van 'n vriend of 'n strooijonker wat na die bruidegom omsien. In die Joodse kultuur in daardie tyd was dit die strooijonker se taak om al die reëlings vir die bruilof te voorsien en vir die bruilof om te sien. Ek weet nie wat vandag se bruide van so 'n reëling sal dink nie, maar ek dink nie dit sal goed afgaan as die strooijonker die hele troue reël nie. Hierdie strooijonker in Johannes se tyd het egter 'n baie belangrike rol gehad. Hy het omgesien na al die praktiese reëlings en gesorg dat alles in plek is vir die feesvieringe. Hierdie strooijonker was in beheer daarvan om die bruid reg te kry vir die troue. Hy moes ook al die reinigingsseremonies hanteer en die bruid en haar gevolg vooruitgaan tot
by die bruidegom se huis. Hierdie was 'n baie belangrike taak, en tog was al die aandag op die bruidegom en die bruid, en nie op die strooijonker nie. Die strooijonker het eenkant toe gestaan, en was maar net te opgewonde, wanneer hy die bruidegom se stem gehoor het. Die strooijonker het alles reg gekry. Hy was in beheer, maar het dadelik eenkant toe gestaan, sodra die bruidegom en die bruid by mekaar uitgekom het. Johannes was bly dat hy hierdie rol kon vertolk. Hy hoor die bruidegom, hy sien die bruidegom en die bruid by mekaar kom, en hy weet, dit is tyd om eenkant toe te staan, dit is tyd om terug te tree. Hoekom gebruik hy hierdie beeld van 'n bruid en 'n bruidegom? In die Ou Testament sien ons Israel as die bruid van God. Jesaja 62 vers 4 tot 5. Jy sal nie meer 'n verstote vrou genoem word nie, en jou land nie meer die een wat verlate lê nie. Jy sal genoem word die een vir wie die Here liefhet, en jou land die een vir wie die Here liefhet, en jou land die een wat aan die Here behoort. Die Here het jou lief en jou land behoort aan hom. Soos 'n jong man met 'n meisie trou, so sal jou volk jou syne maak en vir jou sorg. Soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal jou God oor jou bly wees. Verder lees ons in Hosea 2 vers 16 tot 20. Ek sal sorg dat jy die name van die Baals nie weer noem nie, en dat jy hulle nooit weer aanroep nie. Die dag sal ek vir Israel 'n ooreenkoms sluit met die wilde diere, die voëls en alles wat op die grond kruip. Ek sal die wapens vernietig en 'n einde maak aan oorlog in die land, sodat daar rus en vrede kan wees. Ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Ek gaan jou aan my bind deur my weldade en my goeie sorg, deur my liefde en my ontferming. Ek gaan jou aan my bind deur my onverbreekte trou, sodat jy aan my, die Here, toegewy sal wees. Die dag sal ek antwoord, sê die Here. Ek sal die lig antwoord, en die sal die grond antwoord. Vandag is die kerk, die Christene, die bruid van Christus. Ons kan in Efesiërs gaan lees hoe die Christene die bruid van Christus is. Maar kom ons kyk wat staan in Openbaring 21 vers 2 en vers 9. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien kom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het waarin die 7 laaste plae was gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. In vers 30 bevestig Johannes dit net. Jesus moet meer word en hy moet minder word. Dit wat ons het vermoed is in die Grieks 'n baie sterk woord. In die Grieks is dit die autoriteit van God. Johannes weet dat hy nie aan sy bediening kan vashou nie. Johannes weet dat hy moet terugstaan, dat dit tyd geword het vir Jesus. Johannes die Doper word deur Jesus beskryf as die belangrikste man wat ooit op aarde gebore is. Dit is hierdie Johannes wat kom getuig dat Jesus die Christus is. Ons sien dat Johannes reeds weet wat sy disippels nog moet leer. Die bediening, sy bediening, gaan nie oor hom nie. Dit gaan oor Christus. Dit gaan oor Jesus, en met die begin van Jesus se bediening het dit tyd geraak vir Johannes om terug te staan. Johannes was so belangrik in sy tyd dat daar selfs 'n afvaardiging van Jerusalem afgestuur is om uit te vind wie hy is en hoekom hy doen wat hy doen. Dit is die wêreldse kant. Die geestelike kant is dat hy so groot was dat hy geweet het wat die regte tyd was om terug te staan en Jesus op die voorgrond te plaas. Hierin is 'n baie belangrike les oor getuienis. Hy getuig nie oor homself en wat hy gedoen het en wat hy deurgemaak het nie. Hy wys dadelik na Jesus, na wie Jesus is en hoe wie Jesus is beïnvloed wie hy is. Ons lees hy het van sprinkane en veldheuning geleef, klere van kameelhaar gedra. Daar was beslis 'n storie om te vertel rondom dit. Hy het verseker 'n paar dinge in sy lewe gehad om oor te praat. Johannes se getuienis is wie Jesus is.
en hoe Jesus, wie Jesus is, beïnvloed wat hy doen. Soos elke generasie voor ons voel ons vandag dat dit nog nooit so erg gegaan het nie, dat die wêreld nog nooit so vervalle was nie. Die vraag vanoggend is, laat ons toe dat die wêreld en dit wat vandag tot dag gebeur, ons gemoed, ons doen en late beïnvloed, of hou ons oë gefestig op Jesus en beïnvloed ons die wat rondom ons is, deur wie Jesus in ons is. Glo in Jesus is 'n verhouding met Jesus. Dan is Jesus in my en ek is in Jesus. In hierdie verhouding is daar geen veroordeling nie. Daar is vergifnis van sondes en ons leef 'n getuienis vir Jesus. Mag ons vry wees en ons lewe 'n getuienis vir Jesus wees. Amen.